Vandag wys ek vir julle hoe om 'n suurlemoenvlaatert te maak. In my kindertyd het ons dit sommer net 'n yskastert genoem. Dis 'n baie eenvoudige, maklike tert om te maak. Vir die wat koopmal is, jy moet ongelukkig jou vla vars maak. Jy kan nie 'n boksie vla vir dit gebruik nie, want dit gaan nie stol nie. Ek het 'n 2 liter glas bak nodig met mooi hoë kante, soos julle kan sien. Dan het ek 3 koppies melk, 'n half koppie melk apart, 'n half koppie vlaapoeier, 'n half koppie suiker en 2 ml sout. Hierdie is my vlaamengsel. Vir my soetsuurmengsel het ek 'n blikkie vol roomkondensmelk nodig en ek het 'n half koppie suurlemoensap nodig. Dis my tweede deel van my mengsel. En dan het ek 'n pakkie tennisbeskuitjies nodig vir die kors en die binnekant van die tert en om hom mee af te rond. Ek gaan eerstens my vla maak. Daarvoor gaan ek my 3 koppies melk vat en ek gooi my half koppie suiker hierin. Ek gee die melkmengsel net so 'n roertjie vir die suiker, maar dit's baie makliker om dit so in die melk warm te maak as om dit saam met die vla te probeer in die melk inroer. Dan sit ek dit in my mikrogolfoond en bring dit tot kookpunt. Nou vat ek my vlaapoeier en my melk, ek gooi my sout by en ek gooi my melk sommer op die vla. Vlaapoeier is maar soos mesina, dit word so hard as jy dit begin meng. Roer dit maar net tot dit heeltemal deurgeroer is en sag oral is. Okay, ons wag nou vir die melk om te kook. Tennisbeskuitjies oopmaak. Ek krap my kondensmelk in 'n bakkie uit. Gooi my suurlemoensap by dit. En roer dit deur. As jy nie van suurgoed hou nie, kan jy minder suurlemoensap vat. Ons hou van hom met 'n suur smaak by die soet vla. So, dis hoekom ek 'n half koppie suurlemoensap vat by my kondensmelk. My melk is nou net so onder kookpunt. Nou gooi ek my vlaapoeier in en roer dit maar net deur. En nou sit ek dit weer in die mikrogolfoond en bring dit weer tot kookpunt. Terwyl ek wag vir die vla om tot kookpunt te bring, begin ek solank my koekies in my bak bak. My vla, soos julle kan sien, is nog steeds loperig. Hy is omtrent so styf soos 'n boksie vla en dis presies wat ek wil hê. Nou vat ek eers my kondensmelkmengsel en ek deel dit omtrent in die helfte en ek gooi 'n dun laagie oor die koekies. Omdat dit so suur is, wil mens nie 'n vreeslike dik laag van dit op die koekies hê nie. Nou gooi ek 'n laagie van my vla oor. So omtrent die helfte van die vla. Dit moet nou amper 2 keer so dik soos die kondensmelklaagie wees. Ek pak weer 'n laagie koekies. Die tweede laag koekies is nou in. Ek voeg nou my laaste kondensmelk bo-oor en smeer weer dit in oor al die koekies, laat dit weer 'n laagie vorm. En dan weer 'n laagie van die vla. Die 2 liter bakkie is net mooi groot genoeg vir die 3 koppies vla. Nou as versiering vat ek net van die koekies
en vryf dit stikkend en dan gooi ek 'n laagie bo-oor. Die tennisbeskuitjies speel 'n baie groot rol in die smaak van die koekies. So as jy iets soos 'n Marie beskuitjie of iets gebruik, gaan dit nie dieselfde smaak hê as wat die tennisbeskuitjie gee nie, met die klapper in. Dis hy. Nou gaan ek hom laat afkoel, laat die vla net afkoel. Dan sit ek hom in die yskas vir so 3 ure, laat die vla net stol en die koekies net sag word, en dan sal ek vir julle wys hoe lyk hy binne-in. My tert het nou afgekoel en hy 3 ure in die yskas gestaan. So ek glo die vla is nou gestol en die koekies is nou so sag dat ons dit kan eet. So ek gaan nou sny en vir julle wys hoe lyk hy binne-in.